Die woord van die Here leer ons dat ons by God moet leiding soek. Die woord van die Here leer ons dat ons in God se wil moet bly. En om in God se wil te bly, moet ons na sy wysheid en leiding soek en nie op ons eie slimmigheid staat maak nie. En ek gebruik spesifiek die woord slimmigheid. En ons moet toelaat dat die Here insaai het in ons lewe. Ons moet hom as ware deel van ons lewe maak. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê vir ons: vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie verstand nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En ons wonder partykeer hoekom ons op 'n slaggatpad loop of hoekom daar klippe in ons pad is. En dan is die vraag: het ons God geken toe ons hierdie besluit geneem het? Ons moet ons denke, ons vrees, ons sekerheid en ons trots in God se hande sit en op God staat maak vir die verstand om die regte besluit te neem. Ons moet ons lewe met hom bespreek. Hy wil deel wees van ons besluitnemingsproses. Jakobus 1 vers 5 sê vir ons: maar as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyk, en dit sal aan hom gegee word. God is gewillig om vir ons die wysheid te gee wat ons vra. Hy hou dit nie weg van ons af nie. Dit beteken dat ons na hom toe kan gaan, kan sê: Here, ek moet hierdie groot besluit neem. Help my asseblief. En jy bid daaroor totdat jy 'n rustigheid en 'n kalmte het, en dan neem jy jou besluit. Dis hoe die Heilige Gees met ons praat. Die Heilige Gees praat met ons in rustigheid en kalmte. En terwyl jy onseker voel, terwyl jy bang voel, moenie 'n besluit neem nie. Wag vir hy kalmte en hy vrede. Psalm 37 vers 5 sê vir ons: laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Nou hier's 'n moeilike een, om dit oor te laat in iemand anders se hande, selfs in God se hande. Ons het mos groot geword hier van 3 jaar oud af met die woorde: ek sal self. Ons as kinders van die Here moet daai ek sal self uit ons woordeskat en uit ons lewe uitkry en op die Here vertrou dat hy die beste weet. En maak dit 'n gebedssaak. Hou aan om te bid en te sê: Here, ek gee hierdie besluit aan U oor. Wys my wat U wil hê ek moet doen. En dan moet ons geduldig wees en vir God kans gee om sy werk te doen. Onthou, God sien die hele prentjie van ons lewens. Ons sien net dit gedeelte. En baie keer wil ons 'n ding doen. Wil ons en dan probeer ons wil op God se wil afforceer. Ons het nodig om bietjie terug te staan en te luister na God se stem. Ons moet daagliks bid vir wysheid. Ons moet elke dag begin deur God te vra: kom help my met my besluite, kom gee vir my kalmte, kom gee vir my vrede. Ons moet ook die bron van ons wysheid, die Bybel, deel maak van ons daaglikse lewe. En dan moet ons nie impulsief wees nie. Ons moet op God wag. Ons moet wag vir die Heilige Gees. Ons moet wag vir hy kalmte en hy vrede. Dan optree, dan ons besluit. Hemelse Vader, ek kom vra vanmôre vir U, asseblief kom help my en kom help ons om ons besluite oor te gee aan U. Help ons om geduldig op U te wag en help ons om U deel te maak van alles wat ons vandag en in die toekoms moet besluit en moet doen. Kom maak ons baie gelyk soos U woord sê en kom wees heeldag by ons, laat U teenwoordigheid in ons lewe die deurslag in ons lewens gee. In Jesus se naam, amen.